So, goeiemôre. Dit is so lekker om jou hier te kan hê en mag jy in hierdie tyd waar ons saam is ook net iets ontdek van wat God regtig in ons harte wil wakker maak. Ek wil so oomblik net vir jou in hierdie spasie inbring om te sê dat ons is so geneig om op tegnologie staat te maak. Nee, dink gou net aan GPS. Almal van ons het die deesdae op jou slimfoon, in jou voertuig, baie keer soms op jou horlosie ook. En ons is afhanklik van hierdie goed om ons by 'n destinasie uit te bring. En 'n GPS werk eenvoudig. Nee, jy moet weet waar jy is en jy moet weet waartoe jy wil gaan en dan in daardie gesprek begelei die tannie jou. Nee, party mense het nou ander stemme, maar dit is gewoonlik maar 'n tannie. Turn left, 20 meters ahead. Jy weet, en so is ons baie keer afhanklik van 'n klomp goed in ons lewe om ons te help om by die destinasie uit te kom. Ons is baie keer so ingestel, veral wanneer ons praat oor geloof, oor juis wat ander sê. Dink gou net, wat gebeur wanneer jy in daardie finansiële druk oomblik jouself bevind, of wanneer daar iemand in jou lewe wat jy voor lief is aan die dood afgestaan word, gesondheidskrisisse, teleurstellings. Wie is die ouens na wie ons gryp om ons te help om deur hierdie proses te kan gaan? Want dis die ding is dat wanneer ons normaalweg in plekke kom waar hierdie GPS sein nie meer teenwoordig is en dit gebeur mos maar. Ek kan onthou, ons het so 'n GPS, hy's nog steeds aan my laai. En as ek hom uitgehaal het, dan het Erika 'n redelike hoe sal mens sê, 'n klein bietjie van 'n fit gehad. Nee, want hierdie GPS het die geneigtheid gehad om ons op paaie te neem waar daar nog nie paaie was nie. Right, vir een of ander rede het hy hierdie tipe brein gehad wat vooruitgedink het. So, ons het altyd in ons voertuig, en daar sit jy hierso en jy weet van daai goed, 'n padkaart gehad. Nee, jy weet. En dan in 'n oomblik sou Erika eerder die padkaart oopgemaak het en gesê het, nee, hierdie kant toe en nie daardie kant toe nie, en bewaar jou siel dat jy vir die GPS luister en nie vir haar nie. En ek dink, dis baie keer oor hoe ons in ons geloof lewe. Nee, ons het 'n spesifieke verwysing na waartoe ons op pad is. Ons weet baie keer waar ons is en waartoe ons op pad is, en ons het hierdie idee in ons lewe dat die hemel die plek is. Ek vertel dat ek stop donderdag agter 'n ou met 'n bakkie en op hierdie bakkie se agterkant staan daar ons pad huis toe Jesus Christus. En ek dink ons mis iets in hierdie gesprek, nie dat hemel en hel 'n realiteit is nie, maar dit wat God vir my en jou gegee het, of wat hy vir ons kom gee het, is veel meer as net 'n destinasie om eendag in die hemel te wees, of daartoe op pad te wees. Inteendeel, ek dink wat ons mis baie keer, is die feit dat God wil hê ons moet volgens 'n kompas werk. En die interessante ding van 'n kompas is, jy moet die destinasie verstaan. Jy moet verstaan, as ek op pad noord toe, is dit waartoe dit is, of suid, of oos, of wes. En in dit moet jy jou kompas konstant belyn met waartoe jy op pad is. Het is interessant dat Jesus help ons met ons kompas. In Johannes 17 vers 3, bid Jesus 'n spesifieke gebed, dis net voor sy kruisiging. En hy sê die volgende, hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek hou van hoe die King James hom vertaal, hy sê, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God and Jesus Christ, whom he has sent. Kan jy gou gehoor is dat die fokuspunt op hierdie gedeelte is nie ewigheid nie, maar lewe. Die kwaliteit van lewe wat ek en jy moet ontdek. En hierdie lewe help hy ons om te verstaan, dis die ewige lyn. So jy kan sien dat Jesus nie in hierdie gesprek enigsins verwoord dat hemel die verwysing is nie, maar dat die kennis en the knowing of him becomes everything. Hierdie is ons ware noord. Hierdie is die gedeelte waar volgens ek en jy ons kompas
moet instel. Die probleem is, baie van ons leef met sekondêre inligting oor wie Jesus is. Ons ken Jesus deur podcasts, deur ander ouens wat goed skryf, deur hierdie en daardie gedeelte, deur dagstukkies wat so eenvoudig opkom op die Bible app, en dis hoe ons verhouding met God gebou word. In plaas dat ons werklik waar by die ware noord uitkom om hom te leer ken. Want dis die ding, as ek en jy hom leer ken vir wie hy is, en vir wat hy vir ons wil gee, dan gaan ons ontdek wat lewe werklik waar is. Dis juist natuurlik wat hy vir ons skryf in Johannes 10:10. Dink gou net daaroor, hy sê die vyand het gekom te steel, slag en te verwoes. Interessant is, dat tegnologie ons baie keer op die verkeerde plek kan vat. Ons het toegang tot dit. Ek dink net aan 'n GPS. Jy dink jy's op pad na die regte plek. Hoekom? Om die GPS vir jou gesê, draai links of draai regs. Maar in hierdie oomblik het daai satelliet dalk die mekaar geraak daar in die lug, nê, wat ons van afhanklik is. En hier op aarde het ek en jy 'n kompas wat afhanklik is van hierdie aarde se ware magnetiese krag. Hier is 'n ander krag wanneer ek en jy ontdek dat Jesus ons belyn met dit wat hy vir my en jou bestem het. En nou in hierdie gedeelte sien ons so mense de mekaar raak. Hoekom? Want daar is 'n klomp opinies wat mense na luister. Hulle lê hulle uit en nou sê hierdie ou dit en daardie ou sê dit en iewers te langs die pad raak ons de mekaar met wie hierdie ware God is. En eintlik begin ons ware noord skuif. En omdat dit skuif, besef ons nie eintlik wat God vir ons het nie. En is die uiteinde van dit alles is dat ek wil net graag op die einde van die dag myself bevind in die hemel. Maar hier is die ding, as hy sê, wag 'n bietjie, daar is 'n lewe wat hy vir my en jou bestem het, en dis vasgevang in Christus, en om die waaragtige God en Jesus Christus te ken, help hy ons om te sê dat ek en jy onsself moet instel op dit wat belangrik is. Dit wat wil God in vir my en jou kom gee en wat hy vir ons kom gee het. En dit is hierdie ware lewe. Paulus stel eintlik hierdie gesprek op in 1 Korintiërs 12. Wanneer hy sien dat Korinte is besig om van die pad af te gaan. Hulle het gedink dat lewe gedefinieer word deur 'n klomp goed, deur gawes ensovoorts. En dat hierdie 'n geestelike komponent het. En hulle het goed kom losmaak van hierdie wêreld. Hulle het hulle oë afgevat en gesê dit is wat lewe is. En Paulus bring hulle in die gesprek in 1 Korintiërs 12. In die laaste vers sê hy, kom ek wys jou, nou dat jy al hierdie ander goed, kom ek wys jou die meer uitnemender weg. Eintlik 'n lewe wat ewig gaan wees. Hy help ons natuurlik in 1 Korintiërs 13 wat hy sê dat, kan ek en jy net ontdek, daar's 3 goed wat gaan bly. Geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. En hy help ons eintlik om te besef, wag 'n bietjie, binne in hierdie spasie waarin ons self bevind, is daar een gedeelte wat uitstaan wat ek en jy moet ontdek. Hoe lyk hierdie lewe? En hierdie lewe kan ons alleenlik ontdek wanneer ons 'n ware noord het. Wanneer iets van hierdie God, wie ek en jy aanbid en dien, 'n realiteit word vir my en jou. Paulus kom in die tweede brief in 2 Korintiërs 1. Interessant is, na al hierdie chaos wat hy beleef het, en eintlik 'n hele swaar komponent moes deurgaan oor hierdie ouens wat hy so lief gehad het en die evangelie voorverkondig het, wat hom eintlik verwerp het. Kom hy in 2 Korintiërs 1 en hy betuig iets van Jesus Christus. Hy help hulle eintlik in die moeilikste tyd van sy lewe, net om vir jou te sê, vasgevang in die tronk, verwerp deur mense. Eintlik kan jy in vers 8 gaan leef dat hy was wanhoopig. Ek dink ons skramp baie keer weg van daai goed af. Ons wil nie eerlik wees baie keer nie, want ek's 'n gelowige en as ek 'n gelowige is, moet ek mos standvastig kan wees. Hoe kan jy wanhoopig wees? Hoe kan jy by 'n plek kom om te twyfel oor 'n klomp goeders in jou lewe? Maar eintlik help Paulus ons om te sê, die realiteit is, ons gaan daardeur gaan. Weet jy wat, ons gaan gesondheidskrise beleef.
Ons gaan finansiële druk beleef. Ons gaan mense aan die dood afstaan. Ons gaan in oomblikke kom waar ons onsekerheid beleef. Maar daar's een gedeelte, as my en jou kompas op die ware noord is, op hierdie verwysing van wie God werklik waar is, dan gaan ons deur dit kan gaan. Want ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar alles is nie net gelyk pad nie. Ons ouens, en dis nou die ouens met hierdie rooi hempies, nê, as jy hulle sien, hulle gaan stap so in die berge. Vat ouens vir 72 uur. En die meeste van die tyd dink die mense wat saam met ons stap, ons weet nie wat ons doen nie. Ons weet eintlik nie, maar anyway, nee, net 'n grapie. Maar die realiteit is dat dit is nie alles eenvoudig nie. Lewe is nie net hierdie plat oppervlak nie. Maar as ek en jy nie spesifieke verwysings het nie, dan gaan die opdraandes, daar waar ek en jy so soms moeg raak, miskien is jy op hierdie tyd in jou lewe daar, jy weet, dis die helfte van die jaar. Crazy, nee. Dit is baie vinnig hardloop, en elke jaar voel vir my, dit gaan nog vinniger. En dan sê ek, daar's iets wat die Here vir ons sê, as ek dit nie in die laaste dae dit vinniger maak, korter maak, ek gaan julle dit nie kan hou nie. Net so 'n bietjie van 'n gedagte, nê. Ons is nie in die laaste dae soos wat baie mense dink, ons is in die laaste dae. Hierdie laaste era, die koning heers, en hierdie koning se heerskappy gaan 'n realiteit word vir ewig en ewig. Dit is juis waarvoor ek en jy kan uitsien. Maar jou kompas ingestel op wie hy werklik waar is, en daarom Paulus in sy gesprek help ons net. Kan ons net weer ons kompasse uithaal en sê, is ek nog op pad ware noord toe? Hoor wat begin hy mee? Hy gesê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Ek wil net hê met saam met my dink, in daai tyd was daar baie afgode. Mense het dit God genoem. Hy kom en hy sê, kom ek help jou gou om hierdie God te kan identifiseer. Of te kan definieer as jy daar wil wees. Kom ek help jou net om ware noord weer te kry in jou lewe. En hy help ons om 3 goeders hier vas te maak. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Heilige Gees word nie spesifiek genoem nie, maar jy gaan sien eintlik hoe hy 'n realiteit word. Hoekom? Sodat ons in hierdie wêreld kan leef met 'n ware noord. Om te besef, wag 'n bietjie, hier waar ek en jy onsself nou beleef en nou plaas, kan ons die volheid van hom 'n realiteit vir my en jou maak. En daarom wanneer ons praat oor Vader, kan ek en jy nie anderste om te besef dat hier iets geopenbaar word deur Jesus Christus vir my en jou om hierdie ware Vader te kan ontdek nie. Want hier is die realiteit, ons almal het 'n spesifieke verwysing van vaderskap en ons 'n verwronge idee daarvan. Gaan ons nie God as Vader sien in die manier hoe hy wil hê ek en jy dit moet doen nie. En dit beteken wanneer 'n klomp goed in ons lewe gaan gebeur of in omgewings gaan plaasvind, gaan wat gebeur? Ons gaan wonder. Ons gaan vra wat nie in lyn is met hierdie kompas en hierdie ware noord inteendeel nie. En dis waartoe ons wil vat. Net so 'n bietjie verder help hy ons natuurlik om te sien, weet jy wat, dat die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus is, 2 Korintiërs 4:6. Hy bring ons in 'n spasie om te sê dat hierdie Vader van ons Here Jesus Christus kan ek en jy alleenlik ontdek in Christus se aangesig. Dis die plek, dit is hierdie oomblik natuurlik in Johannes 14 waar ons lees, waar die disippels 'n vraag vra. Wys ons die Vader. Dan sê Jesus vir hulle, as jy my gesien het jy die Vader gesien. Laat ek en jy met hierdie perspektief kan leef, dat ons ontdek vaderskap in Jesus Christus, hierdie Vader van ontferming, hierdie Vader van omgee, hierdie Vader wat nie ver is nie, wat deel is van ons lewe. Ons sien iets, hierdie is my rigtingaanwyser. Ek wil weet wie God werklik waar is. Ek kan hom nie leer ken sonder Jesus Christus nie. Daar is iets groters wat ek en jy ontdek in die aangesig van Jesus. Ons sien die hart van God. En wanneer ek en jy die regte beeld het oor wie hy is, dan besef ons, wag 'n bietjie,
Dit gaan oor meer as hierdie hemelgesprek. Nee, dis hoekom Jesus kan bid en sê, hierdie is die ewige lewe, dat julle die wragtige God in Jesus Christus ken. Hier is 'n intimiteit komponent wat ek en jy moet verstaan, dat binne in hierdie spasie van lewe wat moeilik is, en rigting wat baie keer moeilik bepaalbaar is, en waar ek myself bevind, is daar een in wie ek kan sien, want hy is die vaste verwysing, hy was nog altyd dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy is die rots, die ingebouwde klip, hy is vir my en jou die verwysing, en op die einde van die dag bring hy ons in hierdie spasie, en te sê, kan ons herbedink net oor 'n klomp goeders, klomp goed wat ek en jy gehoor het van die Vader, 'n klomp goed waar ons vasgeslaan het ten opsigte van dat, 'n klomp goed wat my in jou verwysing dalk geskuif het, om terug te kom by die plek, om te sê dat, wag 'n bietjie, ek het nodig om hierdie kompas vir my reg te kry, om te ontdek hierdie Vader in Christus, hierdie verwysing, waar hy vir my en jou kom wys het, wat ontferming werklik waar is, en dis hoekom die Seun so 'n belangrike komponent is vir my en jou, want hierin, wie hom gesien het die Vader gesien. Hier is iets wat ek en jy moet ontdek wanneer hy praat oor die Seun. Die nabyheid van God in Jesus se lewe. Daar's oomblikke waar Jesus onttrek en tyd spandeer met die Vader. Dit is in daardie oomblikke waar die Vader homself openbaar aan hom. En Paulus bring my en jou in hierdie gedeelte om te besef, wag 'n bietjie, hierdie ontferming, hierdie gedeelte wat hy ons mee help, hierdie Parakletus, wat vir my en jou sê dat hy naby is nie 'n ver nie, is nie 'n Vader wat op 'n afstand funksioneer nie. Hy's hier, hy's teenwoordig. Hy praat eintlik vir my en jou dat ons geroep word om saam met hom te stap, aan sy sy te wees. Hy is die ene wat my en jou help. Hy is iemand teenwoordig is in ons lewe. Hy is iemand wat nou al my en jou trane afvee en ons rustigheid gee. Hy is die ene wat perspektief in my en jou lewe skep. Hy is die ene wat ontferming bring. Want waar sien ek dit? In Christus. Hoe sien ek dit? Ek sien Jesus wat bid in 'n oomblik en vra, Here, soos wat ons een is, laat hulle een wees. Maar in hierdie oomblik waar hy gebid het in Johannes 17, voor sy kruisiging, is daar 'n angs oomblik. Sy sweet is soos bloed. Jy sien, ons iets wanneer ek en jy verstaan en na Jesus kyk, wat ons besef, dat in daardie oomblikke van finansiële druk, daardie oomblikke waar iemand sterf, daardie oomblikke, daar is hy. Waar was God in die tye van moeilikheid? Hy was daar. Waar sien ek dit in Jesus se lewe? Hy was daar. Hy was in daardie oomblik teenwoordig. Hy was die energie. Here, nie my wil nie, maar u wil. Hy gee oor na die totale wil van wie? Van God, omdat hy geweet het, luister, dat hierdie besluitneming ten opsigte van waartoe ons op pad is vas, en dit was nog altyd daarin geskryf. Hierdie is die realiteit vir my en vir jou, dat ons weet, God se besluit staan vas, ongeag wat die wêreld uitroep en wat in hierdie wêreld aangaan, dat hy hierdie wêreld gaan nuut maak, gaan gebeur. Hoe weet ek dit? Juis deur wat met my en jou plaasgevind het. Die oomblik wanneer ek en jy ontdek dat hier iets aan die kruis gebeur het, wat my en jou kom nuut maak het, dat die opstanding uit die dood 'n werklikheid nou al geword het. Want wat sê hy? Jy's 'n nuwe skepping. Ek hoef nie vasgeval te wees in die ou verwysing nie. Ek kan my ware noord hê. Dis wie ek is.
Hy het vir my kom lewe gee en dit in oorvloed, maar nie net dit nie. Hy los ons nie alleen nie. Wat hy vir ons gegee het, is die Heilige Gees. En hoor net gou-gou, in Johannes skryf hy die volgende, hy sê, wanneer die trooster, hierdie woordjie parakletos, hierdie woordjie beteken, wanneer hy naby gekom het, jy sien, is iets van ontferming wat ek en jy moet besef. Hierdie Griekse woord sê dit is in the bowel of person. Hierdie oomblik waar goed geroer word in my en jou. Dis die ontferming van God, want so lief het God die wêreld gehad. Kan jy net vir 'n oomblik by daai plek kom om te besef, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo, die ewige lewe kan ontvang. Life, everlasting, 'n spesifieke verwysing ten opsigte van lewe. En hier is die wonderlike gedeelte. Hy sê, ek los julle nie alleen agter nie. Ek stuur vir julle die trooster, die Gees van waarheid, hierdie een wat altyd my en jou help, dat ons kompas die ware noord het. Want weet jy wat? As jou kompas net 'n bietjie uit is, dan mis jy wat God vir my en jou gegee het. En daarom so belangrik om te kan ontdek, wag 'n bietjie, hierdie Gees van God wat my en jou kom vernuwe het, ons is dan op die ouene dag die voorsmaakie van die volheid van nuwe lewe, nuwe wêreld, nuwe skepping. Hierdie gedeelte wat ek en jy moet ontdek en vasmaak in ons harte, om te besef, wag 'n bietjie, ons is op pad na die volheid van alles, maar ons kan nou al reeds hierdie deposito wat vir ons gegee is, met dit begin leef. En nie net dit nie, die Gees is ook die waarborg tot dit. Maar hier is ons probleem, is omdat hierdie merkpunte nie in ons lewe regtig gevestig is nie, en ons hierdie uitkyk gehad het van eendag, mis ons lewe nou. En dit word gedefinieer deur 'n klomp goed in ons lewe. Want dis mos hoe hierdie wêreld goed sien. Wat interessant is dat daar geen geloof is wat nie glo aan 'n lewe hierna nie. Maar ons is die enigste geloof wat glo in 'n lewe nou. Kan ek dit weer sê? Daar is nie een geloof in hierdie wêreld wat nie glo in 'n lewe hierna nie. Ons is die enigste geloof wat glo in 'n lewe nou. Nie 'n eendag gedeelte nie. Jesus het reeds vir my en jou lewe en dit in oorvloed kom gee. Ek en jy het net nodig om te verstaan, waar is hierdie lyn van lewe? Dis die liefde in my en jou wat anderste is. Want hoekom? Want ek het 'n Vader ontdek wat ontferming het. Hy het my nie gelos daar waar ek was nie. Hy is nie die een wat my straf om en goed verkeerd gaan in my lewe nie. Hy is die ontferming een. Hy is die een wat in hierdie spasie instap, om my kom haak, my kom help. Deur wie kan ek dit sien? Deur Christus. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy hierdie goed vasmaak in ons lewe. Hierdie bakens wat die werklike noord is. Hierdie meer uitnemender weg wat God vir my en jou het, sodat ons koers kan slaan in hierdie gedeelte in, sodat ons hierdie lewe wat ewig is, nou al kan begin uitleef. Dis nie 'n bestemming waantoe ek op pad is nie, dis 'n ontdekking van 'n waarheid wat nou is. En in hierdie gedeelte kan ek begin stap met hom. En hy is die een wat na vore bring. Wanneer ek in tye gaan van nood, dat hy met my is, dat hy by my is, dat hy my krag is, dat hy my sterke is, hy is my ondersteuner. Hy is die ene wat in my oorvloei, jy kan dit maak. Jy kan nie nou opgee nie, wag 'n bietjie. Hierdie wêreld waarmee ek besig is nie klaar nie. Jy is hier vir 'n spesifieke doel. Ek is met jou en by jou. Hierdie liggaam waaraan jy behoort, hierdie liggaam wat ek omskep het, ons het 'n stem. En ons stem word uitgeroep deur die liefde van mekaar en hoe ons mekaar hanteer en hoe ons in hierdie wêreld instap. Jy sien, almal is bekommerd oor die 30ste, maar die kerk moet eintlik uitroep en sê, hier's 'n geleentheid. Hier's 'n geleentheid wat die kerk kan wys hoe dit eintlik bestem was om te wees. Dat elkeen waarde het. Dis
daai oomblik waar ek ontdek het in my lewe dat God iets anders het vir ons. Omdat ek 'n perspektief gehad het dat hierdie wêreld gaan vergaan, het ek geleef asof daar geen waarde is in hierdie wêreld nie. En toe ek ontdek, wag 'n bietjie, dis hierdie wêreld wat God wil beïnvloed, want dit is sy skepping. En omdat sy skepping is en ek deel is van sy skepping, ek die skepsel is aan wie hy dit gegee het as verantwoordelikheid. Ek die skepsel is wat hy gesê het, deur jou, deur julle, deur ons, gaan hierdie wêreld nuut gemaak word. Eendag gaan die volheid van dit wees, maar nou is die oomblik waar ons in kan tree, kan vas staan, nie weggeruk word nie. Hierdie is nie 'n evangelie wat sê, hoor hierso, eendag gaan God kom en ons wegruk van hierdie aarde af nie. Inteendeel, ons kyk anders te. Hoekom? Want daar's 'n wolk getuies. Daar's 'n wolk getuies wat ons help om die storie reg te verstaan. Daar's 'n wolk getuies om ons te kan help wat hulle fokus was, hulle kompas was reg. Daarom kon Abraham, Isak en Jakob in tente woon. Hoekom? Want hulle het 'n ander vaderland verwag. Dis hoekom ons aanhou en sê God is nie klaar nie, want God het my en jou hier geplaas. Hoekom sal hy my en jou hier plaas as hy dit wat hier is wil vernietig? Jy sien, omdat ons 'n verkeerde perspektief het van die Vader, omdat ons 'n verkeerde perspektief het van sy ontferming en sy deernis, dink ons hy gaan dit wat hy geskep het vernietig. Hoekom is ek en jy dan hier? En nou leef ons met hierdie ware noord. Ek leer hom ken, die een wat naby is. Die God van hemel en aarde wat in my woon. Wat woning kom maak het in ons. Sodat ons die gesig kan wees van hierdie skepper God. Wanneer hulle praat van afbreek, praat ons van lewe. Hoekom? Want net soos ek verlore was, het iemand op my pad gekom en my bekend gestel aan 'n ware Jesus Christus, aan die regte beeld, aan die ontdekking van wat ek in hom is en hy in my is, van waarvan ek deel is, het hy my kom help om 'n ander perspektief te skep. Ek het nie mense afgeskryf omdat ek nie verstaan het, ek het mense afgeskryf omdat ek bekommerd was. Maar toe het dit verander na 'n plek toe van omgee en deernis, het die perspektiefskuif plaasvind om te sê, nou het jy net soveel waarde soos ek. Hoekom? Want ek kon my waarde ontdek saam met jou in Christus. En hier was die amazingste ding, soos ek terugkyk oor my lewe. Want partykeer moet mens nog, maar is al een persoon, ons het daar in Surrey Avenue gebly in Randburg, as jy ooit daar kom. Nee, daar was 'n tuin, 'n groot tuin, 'n akkererftuin. Nee, en daar was iemand wat daar gewerk het en sy naam was Jackson. En Jackson was die ou wat my gehelp het, eintlik op 'n jong ouderdom om te ontdek dat daar waarde in ons almal is. Die manier hoe ek en hy kon gesels. Daar was tyd 'n oomblik ook, ek het saam met hom gerook op daardie stadium, ja, nee, daar's goeders wat mense jou na intrek, wat jy nie moet inwees nie, maar die realiteit is, Jackson het my kom help. Om te sien dat ons maar dieselfde bloei. En so word mens groot en ek kan onthou waar ek in die vloot is. En een van die ouens wat ek regtig 'n koneksie mee opgebou het, 'n kleerling wat in die Kaap gebly het. Ek sê vir hom, hoor hierso man, een van die dae as ek bietjie in die Kaap en ek wil by jou kom kuier. En hy het daar in Khayelitsha gebly en hy sê vir my, jy kan nie. En ek sê vir hom, hoekom nie? Hy sê, want jy sal nie lewendig uitkom nie. Dis die hartseer van ons Suid-Afrika. Maar dis nie God se hart vir Suid-Afrika.
En hier is die geleentheid wat ek en jy het, om hierdie te verander. Want jy sien, wanneer ek en jy besef, dis ons wêreld. Dan tree ons anders op in hierdie spasie. Wanneer ons besef, dis ons mense, want dis wie God geskep het. Dan tree ons anders op met mekaar. En die enigste verskil is, ek en jy het dalk ontdek wie ons is in Jesus. En dis moet hulle moet sien. En die enigste manier hoe dit gaan gebeur is, as die liggaam die beeld word wat God bestem het, as ons ware noord dieselfde is. Want is in daardie oomblikke, wanneer mense sien, dat God 'n werklikheid is. Dat hierdie groepering mense anders te praat, anders te optree, en anders te leef. So ek wil jou uitstuur in hierdie week met 'n paar vrae. Vra om jouself te vra, soek ek werklik om God te ken? Of soek ek net 'n veilige uitkoms na hierdie wêreld, na hierdie lewe? Glo ek werklik dat God 'n Vader van ontferming is? Of dink ek stilweg van hom as ver weg en onbetrokke? Kyk ek na Jesus, as ek wil weet hoe God oor my voel, of soek jy dit op ander plekke? En leef ek bewustelik in die krag van die Gees wat in my en jou woon? Of probeer ek dit in my eie krag doen? Hier is 'n uitnodiging om te gaan sit in hierdie tyd, en miskien gaan jy op vakansie. Dis daai oomblik om te sê, Here, help my, is my kompas op ware noord. Gaan dit oor wat U vir my sê of wat ek gehoor het? Want dis wat hy vir ons kom gee. Lewe. En hierdie lewe het 'n uitdrukking. Hierdie lewe se taal is liefde. Hierdie lewe wat ewig gaan wees. Waarvan ek en jy nou al die voorsmaak het. Daardie oomblik wanneer ek en jy ontdek, hierdie God van hemel en aarde is teenwoordig. Hy is so teenwoordig, dat hy sy tuiste kom maak het in ons. Dis hy. En ek en jy kan met hierdie hart leef. Nie eendag nie, maar nou. En God roep ons. Nou is ons tyd. Nou is die tyd. Wanneer dit wat dood wil maak, ons lewendig kan spreek. Dit wat wil kom verwoes, ons kan wys wat dit kan wees. Dis waarvoor ons geroep is. Om vir hierdie wêreld te wys, daar is 'n God. En hy is Vader van die Seun van Jesus Christus. 'n Vader van ontferming. En 'n God van deernis. Mag jou ware noord op hom ingestel wees. Amen. Kom ons bid saam.
Sjoe, Here. Ons word so rondgegooi soms deur hierdie wêreld en die verkeerde dinge wat verkondig word en wat ons voel, wat ons mis uit op dit wat U vir ons het. Ons mis uit op hierdie ewige lewe, 'n lewe wat ewig is. 'n Lewe wat vasgevang is in liefde. En dis die krag van hierdie evangelie. Dat U ons nie wil wegruk iewers anders heen nie, maar dat U wil hê ons moet ontdek wat dit is. Om nou hierdie lewe hier te kan uitleef. Sodat hierdie wêreld kan ontdek dat daar 'n ware God is. En hy die ware noord is. En dat hierdie merkpunte, Here, hierdie gedeeltes wat ons kompas op noord hou, dis die Vader, Seun en Heilige Gees. En mag U ons help om dit te sien. In Christus. Mag dit ons lewe verander. In lyn bring vir wat U vir ons kom gee. Ek eer U. In Jesus naam.